Goeiemôre allemaal van my kant af ook. Baie welkom by ons in die tent. Ek dink kom ons maak net eens oor weer toe. Maar lekker diep asem, maar blaas die stadigheid en dan sit jy net vir hom so. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Dat u altyd teenwoordig is. En dat u dit ook gekies het dat daar 'n Sondag in ons week sal wees, waar ons ook net tot rus kan kom en ons bewus kan word van die teenwoordigheid. Want dit is vir ons moeilik. Ek weet iemand het net Arnold gepraat oor ons bedrywige lewens en dit is net so waar dat ons in 'n tyd leef en in 'n kultuur lewe waar ons so besig is dat ons so min net tot stilstand kan kom. So daarom dankie Here dat u vir ons alhoewel hy dit in die begin van die skepping so bepaal het, 'n rusdag. Ons sê vir die dubbel dankie daarvoor hierdie geslag. Jy sodat ons net 'n persoonlik net kan afskakel, diep kan asemhaal en ook 'n gemeente waar ons saam kan wees. Baie dankie daarvoor Heer en ek weet dat u vir elkeen van ons vanoggend 'n stukkie brood het en die brood het te doen met dit wat elkeen van ons individueel vandag nodig het. En ons vind dit in die woord. Amen. Nou, ekskuus, ek sou, jy weet hierdie tyd van die jaar, en waar jy nou half begin, dan nog nie hopelik die reg maak vir volgende jaar nie, ek meen nou mens begin nou al dink oor die jaar wat, die nuwe jaar wat voor lê. En die laaste paar maande, jy weet, daar is net soveel dinge wat gebeur het. Met ons en by ons en so aan. En ek dink mense wat kan saamvat om te sê, tye is moeilik. Dit is regtig moeilik. Moeilike tyd waarin ons leef. Alles se pryse het opgegaan. Brandstof, elektrisiteit, kos, noem dit op. Alles is duurder. Uber, hierdie week gesê, maar hulle lig om 50% hulle premie. So alles is op, die aandelebeurs is laag. Baie laag, politieke situasies onseker en dis deur mekaar en jy weet nie regtig hoe dinge vorentoe gaan verloop nie. En hierdie goed wat werklik so is, ek meen wel nie ontken nie goed. Dit het 'n invloed op ons denke, ons siege, dit het 'n invloed op ons verhoudings, op ons sakeondernemers, beroepe, raak dit ons op 'n diep vlak. Soveel so dat vir baie mense wat vanoggend hier sit, het dit 'n saak van oorlewing geword. Ek sou nou kon vra, steek hand op, maar kan dit nie doen. Hoe voel jy vanoggend dalk dat jy regtig eintlik net dit probeer maak, elke man? Jy probeer net gelyk trek as finansiëel is of wat dit ook al is, in jou verhoudings, in jou beroep. Jy het eintlik in 'n oorlewingsmodus ingegaan, baie mense. Maar dit is eerlikwaar nie die lewe wat God vir ons bedoel het. Dit is dit nie. Ek meen dit kan ons nie wees dat ons leef asof ons oorleef die hele tyd. Wat dit ook al in jou geval mag wees vanoggend, dit kan nie God se wil wees nie. En wat die goed sleg maak, is as jy lank genoeg in hierdie oorlewingsmodus was, hierdie survival mode, dan wanneer dinge beter gaan, dan raak jy nie beter, want jy is te lank daar. En ook dit kan ons nie God se wil wees nie. Hy bedoel dat ons nie oorlewendes sal wees nie, maar dat ons lewendes sal wees. Ongeag hoe die politiek lyk en die aandelebeurs lyk en hoe beurse lyk, dat ons nie sal oorleef nie, maar dat ons sal leef. Ek het die week gekyk die begrafnisdiens van oud president George Bush en iemand het hierdie kort opmerking gemaak. En ek het dit agterna gaan opsoek om te kyk en dit gaan oor die lewe. En hy sê the idea is to die young as late as possible. The idea is to die young as late as possible. Wat hy sê is leef soos 'n kind, leef jong. Solank as jy kan tot net voor jy dood gaan. Lewe. So ons die idee is nie om te oorleef nie, maar om te leef. Ons is gemaak om te leef. Nie om te oorleef nie. Ongeag omstandighede.
jy kan leef in die woestyn. En daar's 'n vers daaroor. Jeremia 17 vers 7 staan daar, dat God jou in die woestyn sal seën, as jy hom vertrou, en glo dat hy wil. Sal jy selfs in die woestyn, sal jy jou prosper, sal jy voorspoedig maak, waar daar niks is. So die woord vanoggend vir jou is, God sal jou voorspoedig maak, ook in die woestyn oomblikke van hierdie lewe. Sal hy en wil hy. In praktiese terme beteken, wanneer ander mense kliënte verloor, en hulle besigheid verstadig, dan kan God vir jou nuwe kliënte gee, op bonatuurlike maniere. Wanneer alles af is, kan hy jou hoor vat. Dis wat Jeremia 17 vers 7 sê. Hy kan bonatuurlik deure vir jou oopmaak. Ek meen die voorbeeld van Abraham en Lot, dis ken die storie. Dit is 'n klassieke voorbeeld hiervan. Hulle kom, hulle het getrek, dis hierdie land. En nou moet hulle besluit, wie gaan daai kant toe, wie gaan daai kant toe. Lot kies natuurlik, soos die meeste van ons sou kies, die groen weivelde en heuwels en rivierstrome. Dis die logiese keuse. Maar Abraham verstaan iets. Abraham tree op, asof hy weet as meer, dat God hom in die woestyn kan seën. En wat hy toe gedoen het. Ek meen, Abraham kies klip en sand. Niks, kies hy. En as lees hy, was uiteindelik die rykste man in die ooste. En as weer die rykheid het nie net te doen gehad met wat in sy sak was nie, maar wat sy hart was. Want in die woestyn, tussen die klip en die sand en die niks, het God hom geprosper. Hy het hom geseën. Skatryk hier en skatryk hier. Vir God is dit nie 'n kwessie nie. Jesus het gesê, in Matteus 6:33, moenie hulle bekommer oor wat julle sal eet of aantrek of drink. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Wat beteken koninkryk? Die ryk waar die koning heers. Dink daaroor. En al die ander goed, sal hy egter vir jou gegee word, soos vir die voeltjies gegee word en vir die blomme gegee word. Sal jy dit ontvang? Sal hy jou seën? Wil hy jou seën? Wil hy jou prosper? Voorspoedig maak? Of dit finansiëel is, of dit 'n verhoudingsding is, of dit 'n beroepsding is, of dit 'n genesingsding is. Wil hy en sal hy jou seën? In die woestyn. Dis wie hy is. Toe moenie jou bekommer oor hierdie goed nie. Moenie dat die aandelebeurs jou laat wakker lê. Is hy af? Ja, hy is af. Maar God is nog steeds op die troon. Lekker jy dit glo. Dit is die enigste manier. Ons hier, is die enigste plek waar ons God se seën kan teruggaan. Net hier. Niks anders in hierdie skepping kan. Niks. Hy het alles gemaak. Hy is in beheer van alles. En jy keer dit hier. So nommer 1. Hou op om te dink soos 'n oorlewende. Hou op taal gebruik van 'n oorlewende. Hoe gaan dit? Net. Jy weet, daai taal, dit moet gaan. Not so bad, jy weet. So. Ek maak dit dan. Haal die taal uit. Maar die taal begin hier. So nommer 1, hou op om te dink soos 'n oorlewende, hou op om te praat soos 'n oorlewende, verander jou taal, verander jou gedagtes, en jou lewe sal verander. In plaas van die taal van 'n oorlewende, begin gebruik taal van mense wat lewe. Gebruik daai taal, praat dit. Al is dit nog nie nou so. Dis nie jou kop in die sand gaan indruk nie. Jy weet, jy sien nie goed. Maar in jou hart, praat jy asof dit 'n kwessie van tyd is. Want dit is. Wat ook al in jou geval maar weet. So, omdat jy nou anders dink, en omdat jy anders praat, tree jy op, asof jy geseënd is
Nie geseën sal word nog nie. Dit gaan kom. Jy tree nou op asof jy reeds geseënd is. Jy loop regop asof jy reeds geseënd is. Jy trek aan soos 'n geseënde. Jy hoef nie Woolworths en Etes te gaan nie. Maar trek aan. Loop anders. Praat anders, dink anders. En dan behandel jy ander mense soos 'n geseënde. Behandel soos Job, soos Abraham. Hy het Job. Wat sê ons dan? Lot. Hy het hom behandel asof hy wat Abraham is, reeds geseënd is. Kyk sien wat gaan dit verander in ons lewe? Net deur dit te doen. En jy doen dit nie as 'n vals een of ander ding nie. Jy doen dit omdat jy glo. En hoe meer jy dit hier dink, hoe meer jy dit sê, hoe meer jy dit loop, hoe meer gaan dit word wat dit is, wie jy is. Jou gedagtes gaan jou vat in daai rigting van geseënd wees. En God beloon gehoorsaamheid. God beloon getrouheid. Hy doen. So van gedagtes verander het ons hier baie gepraat. Romeine 12 vers 2. En ek gaan dit net weer vanoggend sit in Afrikaans en in Engels. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan in Engels, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. So jy vra vir God, jou gedagtes is nou al te lank in 'n oorlewingsmodus. Nou praat jy met hom daaroor. Want as hy die reën kan gee en die son kan laat skyn en vir jou en vir my deure oopmaak, dan kan hy jou gedagtes ook verander. So praat met hom, sê vir hom, verander my gedagtes. Want ek wil my lewe verander. Dis wat daar staan. Lewe verander. Moenie, want dis ook die woord in die Afrikaans sê die sondige. Dis 'n patroon, die wêreld. Of wat hy so sê, mense wat sonder 'n bewussyn van God leef, al sê hulle glo. Hulle volg die patroon van ongelowiges, van bekommerd wees, van wakker lê, van twyfel, van oorlewing. Dis die patroon, die pattern van mense wat leef sonder bewussyn van God se teenwoordigheid in hulle lewe en in die wêreld. So, wat hy sê, moenie dit doen, maar laat God toe om jou gedagtes te verander en jou lewe sal verander. En daai lewe is die teenoorgestelde van oorlewe. Dis lewe van seën en van voorspoed. So dink soos een wat geseënd is, praat soos een wat geseënd is en tree op soos een wat geseënd is. As jy glo dat 2019 'n moeilike jaar gaan wees, sal dit 'n moeilike jaar vir jou wees. Dit sal. As jy goeie gedagtes het, gaan jy 'n goeie lewe hê. Dis wat dit is. Dis hoe die skepping werk. Wat jy glo sal gebeur. Wat jy hier glo en wat hier uitkom, laat beweeg jou in die rigting van dit wat hier uitkom en wat hier aangaan. Dis wat dit is. Daar's nie 'n, jy weet, een ander ding wat jou nou, dit is hoe dit werk. Wat jy glo gaan gebeur. So dalk wonder jy nou, want jy weet wat in jou lewe die ding is. Wat is jou woestyn vanoggend? So nou, jy wil dit glo, en ek meen, dit word bevestig in die woord. So, jy wonder nou maar, hoe gaan God dit nou doen? Jy weet, hoe gaan hierdie ding verander? Hoe gaan dinge regloop? Hoe gaan hy hierdie onmoontlike ding? Hoe gaan hy my in die woestyn prosper? Ek meen, hoe gaan hy dit doen? Nou herinner hy jou vanoggend aan die dag toe hy 5 brode en 2 visse
in 'n oogwink verander het om duisende mense te voed. Van daar na daar. Hy herinner jou aan die mense in die woestyn, miljoene van hulle, paar miljoen, wat elke dag kos en water gekry. En hulle klere, sê die Bybel, het in die 40 jaar nooit verslyt. Hoe dit gewerk het, sal ek hom nog wonder. Maar dit staan in die Bybel so. Hulle klere het na hele tyd nooit verweer nie. Van daar na daar. En ek herinner jou aan, of hy herinner jou aan wat ons 2-3 weke gelede oor gepraat het. Die weduwee en haar kruik. Die olie het net nie opgehou nie. Kruik. Maar dit hou aan en aan en aan en aan. So jy vra, of jy wonder, hoe gaan God dit doen? Hoe gaan hy dit doen? So kan ek vir jou wees. En hierdie so beteken van woestyn na see. Dis wat dit beteken. Hy weet hoe om te doen. Hy weet. Want hy het self, die skepper, het self die skepping gebou en in mekaar gesit. So hy weet hoe werk die goed. Hy weet hoe om van bietjie brood baie te maak. Hy weet. En dis die wonderlike ding, die wetenskap kan vandag hierdie goed toepas en verklaar. En dis wat ons tema vandag is. Quantum. Nou, ons gaan nou nie op 'n Sondagoggend ons brein heeltemal laat vries om oor kwantumfisika te praat, want ek kan nie daaroor praat. Maar ek het net ietsie gelees daaroor wat hierdie ding verduidelik. Nou, en ek het dit doelbewus nie daar neergesit, die definisie van quantum, want ek moet dan lees as we daarna praat, is heeltemal deur mekaar ek ook. Maar wat hy sê, in physics, in fysika, a quantum is the minimum amount of any physical entity involved in an interaction, ja. So in plat Afrikaans beteken dit, ek het ook al verstaan, 'n klein dingetjie kan baie ver gaan. Net so. En dit het doen met atome en hierdie goed, dit het doen met atoombom, hierdie ontploffende kragte. Kwantumfisika, dit moet gemaak. God weet hoe van 2 broodjies, of 5 brode en 2 visse, weet hy om baie. Hy die skepping gemaak, atome en al die wonderlike goed, het hy gemaak. So jou vraag is, hoe gaan hy dit verander? Hoe gaan hy dit doen? Hy kan. Jy moet nie jou brein daaroor vermoei nie. Moenie nagte wakker lê. Hy weet. Hoe? En hy sal. Moenie jy die uitkoms probeer manipuleer nie. Natuurlik jy moet hom vra. Maar die uitkoms wat hy sal gee, sal groter en meer wees as wat jy ooit sou kon vra van hom. Hy kan. Van hier na daar. Klein en groot. In 'n oogwink. Net so terloops, ons het 'n kernfisikus by ons in die kerk, en ek dink hy is vanoggend hier, ek kan nie lekker sien nie, maar wat hierdie goed werk. Hy split atome in. Dit is ongelooflik wat hierdie ouens doen. Van min na baie, vinnig. So, ek het nou eendag gedink, ek het honker in my geld te tel, sonder aan die kerk. Regtig, ek het hom gevra. Jy weet, hy kan 10 rand net so, miljoene maak. Hy doen dit elke dag, met die atoomgoede. Het nog gewerk nie so. Maar dit is net so terloops. God vermeerder, God maak groter, God maak beter. Anders gesê, ons God, jou en my God, kan enigiets. Enigiets. Hy kan jou tyd vermenigvuldig. Hy kan jou tyd vermenigvuldig. Baie meer, dat jy baie meer gedoen kan kry. Dat jy baie rustiger sal wees. Tyd kan hy vir jou vermeerder. Hy kan jou wysheid vermeerder. Slimme besluite te maak. Hy kan jou besluitneming verbeter. Hy kan jou gesondheid vermenigvuldig. Jou beroep kan hy soveel groter maak.
Want hy kan enigiets doen. Hy weet hoe om dit te doen. Want hy het sy skepping geskep, self. So die vraag is nie of hy kan nie. Die vraag is of jy sal glo. So sal glo, dat jy nou reeds optree, loop, praat en dink, en doen, soos 'n geseënde. Al is jy nou nog nie verstaan. God vir die volgende deel van jou lewe. En dit is waar van elke seisoen van ons lewe. Elkeen van die volgende deel van jou en my lewe wil hy beter maak as hierdie ene of die vorige is. Wanneer jy God eer met jou lewe en met jou gedagtes, en wanneer jy 'n mens van uitnemendheid is en integriteit, wat beteken dat jy die regte goed op die regte manier doen, en reg op die lewe gaan, dan sal God jou seën. Ons mis soveel van sy seën uit. Men as ons nou hierdie jaar vat, kan jy vir jouself vra, sonder dat jy jouself sal verwyf, of dat jy sal skuldig. Want dis afbreekend, dis negatief, dit hoort nie by God nie. Wat jy net vir jouself vra, hierdie jaar, hierdie maand, hierdie week wat verby is, hoeveel het ek en jy uitgemis op sy seën? Omdat ons nie wou glo, toe hy gepraat het van die voëls in die hemel en die lelies in die veld. Toe ons nie wou glo dat ons in die woestyn sal voorspoed gee. Omdat ons probeer uitwerk by die kwantumfisika, wat kwantum doen. Ons het dit probeer doen, en ons kan dit nie doen. Net hy kan dit. So, onthou dit altyd. Al is jy vandag soos Abraham, nie op 'n perfekte plek. Hy was nie op 'n perfekte plek. Dit het nie gehelp, hy probeer homself oortuig nie. Dit was nie 'n perfekte plek. So al is jy vandag daar, die plek bepaal nie seën. Jou bestemming bepaal nie seën. God. Herinner jouself daaraan oor en oor. En sê vir jouself, my Maker wil my die beste voorbeeld maak van sy goedheid en sy seën. Sê dit vir jouself oor en oor en oor. My Maker wil my die beste voorbeeld maak van sy seën en sy goedheid. Want dis waar. Dit elkeen van ons. So mag die Here hierdie woord gebruik om die plek waar jy nou is, in 'n kantoor, in 'n verhouding, in 'n bankrekening, in 'n hospitaalbed, dokterspreekkamer, waar dit ook al is, dat jy sal glo, dat hy dit sal doen. En dis ons moeilik, dit is regtig moeilik, wanneer jy 'n leeftyd agter jou het, die oudste leeftyd van 20 jaar of 10 jaar word, maar wat jy die ander patroon, die patroon van die wêreld, wat dit die default manier was, is dit moeilik om, jy weet, skielik te verander. Want hou die kwantum, God kan dit doen, en hy doen dit hier. So as jy nou versigtig bekommerd is oor, gaan uitstap by die deur en gaan teruggaan na jou plek toe, sê vir hom, en hy sal dit vir jou doen. Ja, mag die Here dit vir jou gee. Hy wil, ek het gesê, mag jy dit glo. Amen. Ja, Here, U is onbeskryflik en ondenkbaar groot. En U goedheid en U guns dit is onverduidelikbaar. Onbeskryfbaar. Verander ons gedagtes en verander ons lewe, dat ons die getuies sal wees van hoe U die onmoontlike
moontlik gemaak. En help ons om elke oggend net op te staan en net met U te praat. En laat ons gedagtes gevul sal wees deur die goedheid en die guns. Help ons om so te lewe aan.